Dis bitterkoud, ek bring my en Rasta. Hulle sê so 8 grade Celsius volgend. Op die skerm daar agter my, dis 23 Junie, ek sit en ek bibber in Nieu-Seeland. Ek mis wat aan die nie, en oom Paul, ek stoom hier sonder 'n mikrofoon, sommer uit Nieu-Seeland, want ek bly op hoogte met die nuus oral oor in die wêreld en baie interessante dinge het gebeur. Ek stoom oor my elektriese kouse, oor Pink Arrow sjokolade, oor Julius, oor Bali se vulkaanuitbarsting en oor Amerika wat enkele ure gelede of laas nag dan Iran begin aanval het. 6 dae terug sê ek alraai nie. Dinsdag 6 dae terug het ons direk gevlieg 9 ure oor die Indiese Oseaan, geland in Perth en onmiddellik is ons ontnigter deur daai verdienstelikheid, die dissipline, die pynvolle netheid, die selfhelptellers, die huurbrompories wat so rondry, jy tap net so op om 'n klim op 'n ryer wat nooit sal werk in Suid-Afrika nie. Die bottongstalletjies, ek sweer, die arbei Aero, die sjokolade, die verskeidenheid sjokolade. Ek bring dit alles huis toe vir jou, net wat merkie bots, baie sjokolade. Busdiens man vir so min as R5. Maar dan ook daai benoude politieke korrektheid, soms so erg in Brittanje en Australië en Nieu-Seeland gelyk. Hulle almal het opgeskep met daai mergelende skuldgevoel oor die verlede en daarom 'n oordosis aan neerhalende patronization. Onthou jy Prins Charles se Kanadese toespraak vir hulle eerste volke tot onaantastbare, onfeilbare opperkrediteure en dan so minag hulle of kleineer hulle eie koloniale bydraes. Ons ken dit. So sal die haantjie van vergoeding permanent uitgesteek bly. Kyk byvoorbeeld al hierdie woke onderwerpe in die boekwinkels. Dis ongelooflik. En ironies is bewaring, soos in museums, en geletterdheid, soos in boekwinkels, 2 items wat eerste volke nie bygedra het nie. Die kamstige witbroodjie voorkeurbehandeling is verbloemde rasisme, want dit hou eerste volke op hulle knieë en gekluister aan hulle minderwaardigheidsgevoel. Voorkeurbehandeling onderstreep minderwaardigheid. Dit belig 'n historiese gebrek ergens, maar jy mag dit nie sê nie. Dis nou my opinie, en ek voel presies so oor rassevoorkeurbehandeling en rassereparasies in Suid-Afrika en enige ander plek in die wêreld. En as jy soos ek fel gekant is teen rassevoorkeur en jy noem dit, sal jy deur sulkes gebrand werk word. As you guessed it, rassisties. Dit is die lagwekkende doolhof van progressiewe denke. Voor ek kom by enkele nuusgebeure, my elektriese kouse werk goed, baie dankie. Hulle is battery gedrewe en my voete is altyd koud, bloedsomloop dink ek, maar hulle werk. Jy sal nie glo nie, hulle werk met batterye. My konserte met en sonder koue voete sover was in die beeldskone rivierstede van Brisbane, waar Romy haar 8ste verjaarsdag kon vier. Dankie vir letterlik 5000 boodskappe. En dis net hier op Facebook. Ek dink jy sy verstaan hoeveel boodskappe dit is en hoe geliefd sy is nie. Dankie vir die geskenkies van hierdie 2 manne. Groot geskenk daai, en hulle praat nog Afrikaans oom, en dankie Linda Jordaan van Teens Jordaanse mense vir hierdie pragtige geskenkie, dankie vir Sterling Finance vir die groot geskenk vir my dogter, hulle was ook ons vervoer in Nieu-Seeland, Sterling Finance, onthou daai ene. Verder het ons maar getoerist, gebigwheel, geëet, gelees, gestap, hierdie was my toer se leesgoed, die konserte was goed ondersteun so ver, soveel trane, lag, mooi verhale, hier is 'n persoon wat in Suid-Afrika gaan kuier het en daar geskiet is. Toe skryf hy hierdie boek as testament en getuienis. En hier die skugter een, Janine, meer smielend as ooit, loyaal, rustig sit sy agter en wag het aan man klaar maak, klaar bal en klaar sing. Ons vlieg toe Nieu-Seeland toe vir Auckland se konsert, verblyf in die gerieflike Jet Park Hotel by die lughawe. Hier in Auckland sien ek ou bekendes man. Ek sien vir Yuri Els en MD Greiling en hulle gade en ek het die 2 manne opgeroep om Pampoen saam met te sing. History goed om jou te sien. Dankie vir 2 gesinne wat van die Suid-eiland oorgevlieg het, van Christchurch. En dit is hierdie keer nie by Christchurch. Dankie vir julle moeite, dankie vir julle uitgawes. Hier was Hamilton, so 'n uur suid van Auckland. Dis nou gistermiddag, baie koud. Ook my tweede keer daar. En dis lekker gewees. En dis waar ons nou trek. Ek en Arno van South African Events.com doen die week Mackay, Sydney en Perth. Ons vakansie daarna is in Indonesië, Bali, en daar staan in gedrang, want daar's 'n vulkaan wat daar uitgebars het. Wat 'n hel dinge wat ons Suid-Afrikaners glad nie ken nie. Wat maak jy met lava in elk geval? Ek het op van die vlugte tyd gehad vir 'n fliekkyk en ek het John Bernthal was net skitterend, die akteur, as Ben Affleck se broer in The Accountant 2, The Accountant 1, onthou. En dan die film Classified het so 3 uit 10 gekry op Rotten Tomatoes, maar maak nie vir my saak nie, is 'n bietjie klisjéerig, maar ek het dit geniet. Jason Statham's Working Man is heerlike skopskiet en donder, soos altyd as jy daai ding like. En uiteindelik op die vlug het ek Robbie Williams se film Better Man gekyk.
Ek is nie gemaklik met die chimpansee uitbeelding nie, hy het nou so iets gedoen het, almal dink dit is baie kunstig, maar die fliek is 'n verbasende stuk werk, van 'n effe sielsieke megalomaan met te veel geld en te veel talent en te min dankbaarheid. Ek voel net die oordaad aan selfvernietigende karakterisering, die teenoorgestelde doen. Dis uitsoekrolle daai vir werklike Britse akteurs, miskien 'n lighty akteur wat namens hom kan speel, en later Robbie homself wat ek weet kan toneel speel. Gepraat van die Britte, Sky News sê in 'n meningspeiling dat as Brittanje nou sou stem, vandag, Farage se ongeorganiseerde reform maklik wen. Ek dink dit is 'n goeie uitkomste. Ek het Douglas Murray, my gunsteling Britse redakteur, sy nuutste boek opgespoor. Ek kry hom eenvoudig nie in Suid-Afrika nie, en ek wil hom nie elektronies lees nie, ek wil hom vashou en ek wil hom deurwerk. Die werk on democracies and death cults, se hoofstuk oor wat met Israeliese vroue en kinders gebeur het op die doodgeswygde 7de Oktober is so ontstellend, dat ek my woord gee, dat ek nie binne 10 jaar 'n jota of titel simpatie sal hê met die doodskultusse van Islam in Gaza en Iran nie met Al-Assad in Syrië nie met die Houthis in Jemen nie, en nie met Hezbollah nie. Julle kloppie, met julle lakkeie, soos die ANC en die EFF ingesluit, het 'n moerse PR-probleem, en sal altyd een hê by mense soos ek, wat nie daarvan hou om ander lande in te val nie. En julle sal rekenskap gee vir die vroue en kinders wat julle uitgelewer het toe julle met hierdie maniese sending van wêreldoorheersing of iets, die waarde van ander se bloed en lewens minder geag het. Ons doen dit ook in Afrika, by the way. Amerika se deelname aan Israel se aanval op Iran sal afhang van intelligensie wat verraai of Iran werklik kernpotensiaal het, en hoe gevaarlik naby hulle is daaraan. Die CIA en die FBI het tot 24 uur gelede verskil daaroor. Een ding was seker, die terroriste, opperhoof van terroriste lande, Iran, sal as hulle kan al 10 daai bomme uitstuur as hulle nie dadelik gestop word. Die oorlog is nie lekker nie, en voorkomende oorlog ongelukkig ook nie, maar 'n bietjie meer noodsaaklik. Iemand sê, hoekom bom Trump nie net die plek en kry klaar nie? En hy het toe. Wat ek dink verduidelik Trump se huiwering tot nou toe om Iran te verwoes, was daar 3 dinge. 1, Amerika weet dat Midde-Ooste oorloë forever wars is, wat net nooit ophou nie. 2, olie. Alreeds val Iran se uitvoering met 90% vanaf 2,5 miljoen vate na iets soos 150.000 vate per dag. En dan laastens, soos ek nou genoem het, Trump klink vir my altyd so 'n bietjie minder seker oor Iran se kernbompotensiaal. Dis nou maar alles my opinies, maar tog het Amerika gister met hulle eerste Tomahawks uit hulle duikboot aan Iran se laaste aanlegte plat gevee. Ek raai Trump het gewag dat Putin hom die groen lig gee. Iran is maalvleis. Nuusweek sê die 2 Suid-Afrikaanse ingenieurs wat 9 Februarie vanjaar al vir 2 jaar in Ekwatoriaal Guinea gijslaars gehou is, Frik Potgieter en Pieter Haksem, is terug by die huis. Dis goeie nuus. En dan 16 miljard, is dit 6 met 9, 16 miljard Facebook, Google en Apple wagwoorde is uitgelek deur kuberkrakers. Hoe veilig voel ek nou? Die trots Afrikaanse konserte sal my gebeur so 1 keer elke 8 jaar. Kom kuier nog hierdie week saam met my 25 Junie in Mackay, 27 Junie dan in Sydney en 28 Junie in Perth. Pas julle Suid-Afrika op vir my? Ek kom terug. Gaan ek Julius in Londen raakloop of nie? Ek hoor nie. Ek kom terug met geskenke en my volgende stoom sal Maandag wees uit Bali as ek daai vulkaan uitbarsting kan systap. Liefde, moenie koud kry nie. Ek sien julle binnekort. Ek sit my lewe in jou hand.